Ons hoor dikwels dat mense sê, ek het nou nie my geloof in God verloor nie, maar ek is regtig klaar met kerkmense. As dit jy is, sê jy dalk so omdat iemand jou teleurgestel het by die kerk. Dalk het een van die leiers by die kerk jou teëgegaan, of 'n medegelowige het jou seer gemaak en toe stap jy weg. Nie noodwendig van Christus af nie, maar weg van sy mense af. Dieselfde gebeur baie keer in gelowige families. 'n Man en vrou praat skaars met mekaar, al is hulle albei gelowiges. Ouers en kinders wat gelowiges is, dra jare lank 'n wrok teen mekaar. Broers en susters skryf mekaar af. Ons sê steeds dat ons Christus liefhet, maar ons weier om te praat en te vergewe of herstel te soek. Nou is die vraag, kan ek sê dat ek Christus werklik liefhet, maar die mense wat aan hom behoort in bitterheid afskryf? Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens. Vanaand gaan ons voort met ons skriflesing uit 1 Johannes hoofstuk 2 vanaf vers 7 tot en met vers 11. In Psalm 119 vers 105 sê die psalmdigter: U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Wanneer ons lewens laat rig en stuur deur ons gevoelens, raak ons baie maklik die pad buister. Veral wanneer ons seer gemaak of kwaad of teleurgesteld is. Daarom wil ons vanaand weer God se woord gebruik om lig te werp op ons verhoudings en op ons lewenspad sodat dit ons koers kan bepaal. U woord is die lamp wat my die weg wys, sê die psalmdigter, die lig op my pad. Kom ons lees dan uit die woord van die Here. Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat dit werklik so is te sien in Jesus en ook in julle. Want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Tot sover uit die woord van die Here. Johannes skryf hier aan gemeentes wat deur dwaalleer en deur skeuring verwond is. Mense wat eens saam met hulle aanbid het weggegaan, verhoudings het versuur en is verbreek, en tog ten spyte van hierdie slegte onderlinge verhoudings, was daar nog steeds gelowiges wat daarop aanspraak gemaak het dat alles reg is en dat hulle nog in die lig van God leef. Daarom wil Johannes vir hulle in hierdie gedeelte kom onderstreep dat dit nie net ons belydenis en ons vashou aan die woord van God is wat bepaal of ons in die lig is, soos wat hy in die vorige verse gesê het nie, maar dat dit ook is hoe ons medegelowiges, die mense die naaste aan ons liefhet. Hy praat hier spesifiek van liefde vir die broer. Dit wil sê liefde vir die medegelowige, nie naaste liefde in die algemeen nie. Dit is soms makliker om die mensdom, wat nie so naby aan jou staan nie, lief te hê, as wat dit mos is om hierdie mense in jou onmiddellike kring lief te hê. Van die mense daar ver kan jy nog wegdraai. Hulle irriteer jou nie so persoonlik as die mense hier naby jou nie. Dit is die wat saak maak, die wat jy vertrou, wie se woorde en dade jou gewoonlik die seerste maak. Broederliefde kan ons sê, liefde vir jou medegelowiges is liefde op kort afstand. Dit is baie moeiliker. Johannes noem hier die liefdesgebod 'n ou gebod omdat God dit reeds lank gelede aan sy volk gegee het en omdat sy lesers dit van die begin af gehoor en geken het. Maar terselfdertyd wil hy vir hulle sê, dit is ook nuut, want in Jesus Christus het ons hierdie ou gebod in 'n nuwe lig begin sien. Jesus Christus het nuwe betekenis aan hierdie ou gebod gegee met hoe hy dit self uitgeleef het. In hom het ons gesien hoe ware liefde lyk, hoe radikaal 'n gelowige se liefde moet wees en hoe ver jy moet gaan in jou liefde. Dit is Jesus wat geleer het,
Julle moet selfs julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg. En hy het ook geleer, as julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Nou kan jy dink, as Jesus dit geleer het oor liefde vir die vyand, wat is sy verwagting van hoe ons as medegelowiges mekaar moet lief hê? Ons wat in die geloof saamgebind is in een liggaam met een Here en een hoof. Daaroor het hy onder andere gesê, soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. Sjoe, hoor jy dit? Soos Jesus ons liefhet. Hy wat sy eie lewe, sy eie bloed aan die kruis vir ons, misdadigers, sondaars gegee het, soos ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie, het hy ook een keer gesê, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En dit het hy ook gesê, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer moet julle mekaar vergewe. Dit sê hy, want verseker beteken die feit dat ons in geloof aan mekaar en aan hom gebind is, nie dat ons nooit weer sal bots nie, dat ons nooit stry sal kry nie, dat ons mekaar nooit weer sal te nakom en mekaar nooit weer sal teleurstel nie. Dat ons saam aan Christus behoort, maak nie in hierdie wêreld al van ons volmaakte mense nie. Christus sê nie, wees vir mekaar lief, want julle is nou almal volmaakte mense nie. Nee, liefde soos die van Christus kyk anders na mense. Dit kyk veral anders na medegelowiges wat saam met jou in Christus deur God begenadig is. Dit is 'n liefde wat kan sê, wat jy gedoen het was verkeerd, jy het my seer gemaak, jy het my te nagekom, maar dit vat nie weg dat ek vir jou lief is nie. Dit is 'n liefde wat weier om kwaad met kwaad te vergeld. 'n Liefde wat nie te trots is om ook eie skuld te herken en te erken nie. Dit is 'n liefde wat nie die ander persoon se vernedering of ondergang soek nie, maak nie saak hoeveel foute daardie mens het nie. Solank dit moontlik is en waar dit veilig is dit oop vir bekering en vergifnis en herstel. Dit is die nuwe liefde waarvan Johannes praat, Jesus se liefde. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Die liefde van die wêreld lyk heeltemal anders. Dit is 'n liefde wat boekhou van die kwaad. Dit is meestal 'n liefde vir jouself, 'n liefde vir jou eie belang, 'n liefde vir alles wat jou wense en jou begeertes dien. 'n Liefde wat nie onreg en kwaad verdra nie. 'n Trotse soort liefde wat ook nie eie foute en eie tekortkominge kan en wil raak sien of erken nie. As daardie liefde van die wêreld praat, vertel dit die verhaal so, dat ek altyd heeltemal reg en die ander persoon altyd heeltemal verkeerd is. Dit praat eerder oor die persoon as om met die persoon te praat in 'n soeke na vergifnis en versoening. Dit vloek eerder as om te seën. Dit skree, ek sal jou wys, ek sal jou kry. Dit is nie eers liefde nie. Johannes noem dit haat. Dit kom uit die duisternis en dit hou jou in die duisternis. As dit jou lewe kenmerk, sê hy, raak jou lewe onseker, jy weet nooit waar jy gaan uitkom nie, jy leef soos 'n blinde. Ja, natuurlik moet 'n gelowige liefde bewys aan alle mense, selfs aan sy vyande. Maar 'n gelowige dra ook die verdiepte, toegespitste prioriteitsverantwoordelikheid om veral sy medegelowiges lief te hê. Daarom sê Paulus ook in Galasiërs 6 vers 10, solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral, sê hy, aan die huisgenote van die geloof. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, sê die apostel Paulus ook in Romeine 12. As julle mekaar liefhet, sê Jesus in Johannes 13 vers 35, sal almal weet
dat julle disippels van my is. En daarom kan Johannes ook in hierdie vers wat ons gelees het, uit hierdie gedeelte vir die medegelowige sê, wie sy broer liefhet, bly in die lig. As jy weier om 'n medegelowige te vergewe, as jy jou verhef tot 'n posisie waar jy sê, nou is ek klaar met daardie slegte klomp kinders van die Here, met daardie kerkmense, daardie skynheiliges. As jy in jou huis of in jou huwelik teenoor jou gelowige huweliksmaat, teenoor jou gelowige kinders of ouers, teenoor jou gelowige kollegas by die werk, enige iets anders as die liefde van Christus uitleef, waarin jy bereid is om te vergewe, selfs 70 maal 7 keer, om vrede te soek, om versoening te soek, dan moet jy weet, jy lewe in die duisternis. Dis nie ek wat so sê nie, dit is die woord van die Here. Ja, soms is dit nodig dat 'n mens duidelike grense moet stel. Liefde beteken nie dat onreg en mishandeling toegesmeer moet word en maar verduur moet word nie. Maar selfs dan roep Christus ons weg van haat en van wraak en die begeerte om ander te vernietig. Christus se lig maak herstel moontlik. Dit leer ons om die waarheid te praat, om die waarheid te soek, om skuld te erken, om vergifnis te vra en om sover dit van ons afhang in vrede met alle mense te lewe. As jy vandag dink aan jou verhouding met medegelowiges, die in die gemeente van God met wie jy saam in een liggaam gebind is, onder een hoof en Here, die een in jou huwelik waarmee jy saamleef, die onder jou dak, jou ouers, jou kinders dalk, waar bevind jy jou? Kan mense in jou liefde vir jou medegelowiges sien dat jy aan Christus, dat julle aan Christus behoort? Of is daar ook 'n medegelowige wat jy al in jou hart afgeskryf het? Daar is nie iets soos, ek het nie die Here weggegooi nie, maar ek is klaar met daardie medegelowiges, of ek is klaar met daardie kerkmense, of ek is klaar met daardie huismense van die geloof nie. Daar is nie so iets nie. As dit is waar jy is jy in die duisternis. Ons het nie lief omdat ander mense dit verdien nie. Ons het nie lief omdat ons medegelowiges dit verdien nie. Ons het lief omdat Christus ons eerste lief gehad het en dit soveel te meer ten opsigte van ons medegelowiges. As julle mekaar liefhet soos ek julle lief gehad het, sal die wêreld daaraan weet dat julle my disippels is. Amen. Here Jesus, U het ons liefgehad toe ons dit glad nie verdien het nie. Leer ons om mekaar so lief te hê as wat U ons liefgehad het. Wys ons waar bitterheid en trots en haat ons verblind. Gee ons die nederigheid om ons eie skuld te erken. Here, gee ons die genade om te vergewe en die moed om versoening te soek. Laat U liefde ook deur ons sigbaar word, sodat die wêreld kan sien dat ons aan U behoort en sodat ons in U lig kan lewe. Amen.